breuke, desimale en persentasies. En dis eintlik alles dieselfde ding. Breuke, desimale en persentasies is presies dieselfde goed. Dis net verskillende maniere om dit te skryf. Dit het verskillende notasies. Notasie beteken maar net hoe mens goed skryf. Nou goed. Jy weet hoe lyk 'n breuk. 'n breuk het 'n teller en 'n noemer. Wat is hierdie breuk wat ek hier geskryf het? Dis 'n gewone breuk, maar wat se breuk is dit? Ja. Nee, kom, jy kan vir my sê, wat se breuk is dit? Die getal. Wat se breuk is dit? Daai breuk is wat? 'n half. Wat's daai een? Okay. Wat is hierdie een? Wat is daai breuk? As jy nou moet sê, wat is daai... Jy moet vir iemand sê, wat staan daar? Wat gaan jy sê, wat staan daar? Sê lekker hard. Wat staan daar? Wat? Daar staan 2 negendes. Wat staan daar? 16. 23. 16 23stes. Wat staan hier? 1200stes. Wat staan hier? 7/8stes, nee. Dit beteken, daai 16 23stes beteken, ek het iets gehad, 'n koek of 'n blok of 'n wat, en ek het hom opgedeel in 23 ewe groot deeltjies, en dan haal ek 16 uit en ek sit hulle een kant. Dit is, soos jy gesê het, gewone breuke. Desimale breuke is net spesiaal vir een rede, wel miskien 2. Jy het nou gesien hier, ek kan enige getal as die noemer van 'n gewone breuk sit, nê. Ek kan 499, 27, 18, enige getal kan ek die noemer van 'n gewone breuk maak. Desimale breuke kan ek nie enige getal die noemer maak nie. Die noemer gaan altyd, Henko, kan jy vir my sê, wat gaan die noemer van desimale breuke wees? 0, Nee, nee, nie 'n 0, nie. Wat gaan die noemer van desimale breuke wees? 100.000 Magte van 10. magte. 10 of 10 kwadraat, wat 100 is, of 10 tot die mag 3, wat 1000 is, of 10 tot die mag 4, wat 10.000 is, en so kan ek aan en aan en aan gaan. Hoe groter die noemer is, dis die ander spesiale ding van desimale breuke. Ons skryf nie die een bo en die een onder nie. Ons skryf hulle as 'n komma en dan iets. Voor die komma kan 'n heel getal wees, of daar kan net 'n 0 wees, né? Enige getal kan voor die komma wees. Enige heel getal kan voor die komma wees. As dit tiendes is dit 1 plek na die komma. As dit honderdstes, is dit 2 plekke na die komma. As dit duisendstes is, 3 plekke na die komma. En so gaan ek aan. Hoe groter my noemer word, hoe groter word die plekke na die komma. Nou kom ons kyk hier. 0,27. Hoe gaan dit lyk as 'n gewone breuk? Jy weet wat sy noemer gaan. Vra vir jouself, wat gaan sy noemer wees? Hoeveel plekke is na die komma? So wat gaan sy noemer wees? 100. Sy noemer gaan 'n 100 wees.
Wat gaan die teller wees? Nul. Hoekom sê jy 0 op 100 is 0? 0 op 100 is 0, dit Ja. sê niks. Wat gaan die teller wees? Daai kom 27. So, ek het 27 honderdstes. And that's it. Kom ons doen gou die volgende een. 0,06. Wat gaan die teller wees? Nee, ons gaan nog by hom kom. Ons gaan eers net die gewone breuke doen. 0,06. Wat is die teller? Ag, die noemer, jammer. Die noemer gaan wees? Die noemer, kan nie 6 wees nie. 100. Wat gaan die teller wees? 6. 0,75. Wat gaan die noemer wees? 100. Dit kan net 10, 100, 1000 en die teller? 75. OK. 0,5. 0,29. 0,89. 0,70. 1,1. 0,33. 2,5. Kom ons doen gou hierdie 1,1. Wat het ek hier? Wat is daai 1? Heelgetal. Dis 'n gewone heelgetal. So ek moet hom skryf want nou gaan ek 'n gemengde getal hier hê. Ek gaan 'n heelgetal hê en 'n breuk. Wat gaan my breuk wees? Hoeveel plekke is daar na die komma? So my noemer gaan 10 wees, dis reg. En wat gaan my teller wees? 1. So dis 1 en 1/10. Right. Nou kom ons kom by persentasie. Gewone breuke het ek vir jou beduie. Jy kan begin nasien, is jy klaar? Ja, nog nie. Gewone breuke het ek gesê, ons gesê, nê? Die noemers kan enige getal wees. Enige getal kan die noemer van 'n gewone breuk wees. Desimale breuke kan dit net 'n mag van 10 wees. OK? Persentasie. Die noemer van daai breuk kan net een getal wees. Wat is dit? 'n Persentasie is net 'n breuk. Net een baie spesiale breuk. Wat is die noemer van persentasies? 100. Dit kan net 'n 100 wees. En nou skryf ons dit nie as 27 op 100 nie, want dan is ons maar net weer terug by gewone breuke. Persentasie het 'n spesiale skryfwyse. Dis daai simbooltjie. So wat gaan 0,27 wees as 'n persentasie? Mens skryf dit so, 27%. Dit beteken 27%. So wat gaan 6 uit 100 wees? 6%. Presies, dit gaan wees 6 gaan wees 6%. Wat gaan 75 wees? 75%. 75. Dit is moeilik, né? Rocket science. Dis moeilik, né? Is dit moeilik? Sê mooi. Die video kan nie jou gesig sien nie. Nee, dis nie moeilik nie. Dis baie basies. Maar wag. Kom ons kom nou by hierdie ene. Dis so maklik. Wat gaan 1,1 as 'n persentasie wees? Hierdie een is 'n bietjie van 'n triekie ene, hoor. Hoekom? Hoekom is hierdie ene 1,1? 1,1%. Nee, ons kan nie, want hoekom nie? Is die noemer 100? Nope, die noemer is nie 100 nie. Nou, die ander ding wat my pla by hierdie ouetjie.
ek wil nie met hierdie gemengde getal werk nie. Wat kan ek met hom doen om hom 'n gewone breuk te maak wat laat hy gaan 'n onegte breuk wees? Wat gaan ek met hom maak? Sê my gou. Maak hom 'n gewone breuk, maar dit gaan 'n onegte breuk wees, nê? Want ek het mos nou die heel getal by. Wat gaan dit wees? Maak daai 'n onegte breuk. Kom aan, jy weet hoe om dit te doen. 1 en 'n tiende? 11. Nie 11 nie. 11 op 10, nê? OK, nou wil ek dit as 'n persentasie skryf. Maar nou ek is nog nie reg om dit te doen nie. Want wat moet my noemer wees om dit 'n persentasie te maak? 100. OK. Kan ek van 'n 10 na 'n 100 kom op 'n wettige wiskundige manier? Hoe kan ek van 10 tot 100 gaan op 'n wettige wiskundige manier? Maal wat? 10. Maal 10. Maar nou sê my reël, wat ek onder doen, moet ek bo doen, nê? Maal 10. So nou, 10 maal 10 is 100. Wat is 11 maal 10? Is, toe ek laas, is ek reg as ek sê 110? 110? Ja? Nou, kan ek hom nou na 'n persentasie toe vat? Ja. Wat gaan dit wees? 110. 110%. 110%. So, wanneer jy by iets kom, soos hierdie, waar die noemer nie 100 is nie, moet jy net onthou, voordat ek 'n persentasie kan maak, moet ek eers die noemer 100 maak. En dan gooi hulle nog 'n bietjie van 'n ekstra curveball hierso, hulle gee vir jou 'n heel getal by. OK. Het jy dit? Ja. Rarig? Ja. Goed.